Rooibaar Sports TV. Vanaand is ons hier in Lydenburg, baie koue aand. Ons is hier saam met die Lydenburg Korfbalklub, of beter bekend nou as die Ringbalklub. So ek het vanaand hier saam met my Dries en Andries. Ek gaan hulle albei eers aan die woord stel en dan gaan ons begin bietjie met vrae dat ons bietjie van feite kan opsom en sien hoe die klub ontwikkel en 'n bietjie in die geskiedenis aangaan. So, Andries, ek gaan by jou begin. Jy is op die punt. Vertel ons bietjie meer van jouself en wat is jou rol binne in die klub? Okay, ek is Andries. Jong, ek is ondervoorsitter hierso by die klub. Speel nou vir 5 jaar al ringbal. Ek het begin in 2011. Uit nie vrye wil nie, ek het ingeskryf. My vrou het my begin actually toe die mans iemand gekort het. Toe het ek nou maar so beginne en toe by die gogga en daar's ek nou 5 jaar later. En ek love die sport. Dis lekker. Dis regtig lekker. Ek is Dries. Ek het ook omtrent 5 jaar terug begin. My dogter het saam met sy vrou begin ringbal speel. En hulle het my so 4 jaar terug gevra om voorsitter te wees. En ek is van daai tyd af voorsitter tot nou toe. So is nog nie een oomblik so terugkyk nie. Nee, glad nie. Dit is al die pad net vorentoe, al die pad beter. Nou, voordat ons met die onderhoud begin het ons 'n bietjie gesels en ons het afgespreek dat Andries nie op enigiets histories gaan fokus vanaand nie. So ek gaan by Dries gaan as dit by histories is, net om so vir julle wat daar buite is te kan weet. Nou Dries, ek wil gou vanaand hoor, waar het ek gaan hom nou verwys na korfbal. Hy het intussen sy naam verandering gemaak soos ek voorheen al genoem het, maar waar het korfbal oorspronklik begin? Korfbal is ontwikkel as 'n Suid-Afrikaanse sport. Hy het begin in 1902 wat hy begin het en so het hulle hom gespeel al die jare tot 1980 is hy as 'n skoolsport gewees. En dit is basies hoe hy begin het. Nou soos ek weet, baie mense sal dit nou nie weet nie, maar dit het aanvanklik was dit gesien en as ek dit nou as 'n stereotipering kan doen, dan kan dit basies 'n vrouesport gesien is, maar mans neem ook nou deel. Nou wanneer het daai, kan ek amper sê, oorgangsfase begin? Right. In 1971 in Messina was die heel eerste nasionale kampioenskappe gewees waar mans vir die eerste keer toegelaat was om korfbal te speel. So toe het hulle daai oorgangsproses en van daar af neem ek aan het ringbal nog nooit, of kom ons sê maar korfbal vir argumentsonthaalwe, het dit nog nooit teruggekyk nie. En mans is nou net so kompeterend as ek dit reg verstaan soos die vroue. As ek dit kan waag om dit te sê, hulle is amper meer kompeterend as wat die vrouens is. Ja nee, kyk, dit moet sekerlik wees daai ego wat ook hier ter sprake is. Ek weet self as 'n man, ego is 'n vieslike ding. Nou, ek wil gou hoor, Andries, Lydenburg se klub bestaan nou al 'n hele ruk. Sou jy sê dat as jy kyk na die klub se bestaan, dat Lydenburg 'n goeie vordering getoon het, sê nou maar van sy ontstaan af, van 19 min of meer 71 af? Ja, wel, die tydjie wat ek nou speel, dink ek beslis. Soos hierdie jaar, sal julle by hom Dries ook hoor, is die eerste keer wat die A en die B dames, of Lydenburg se dames, die liga gewen het. So, ek dink beslis het hy gegroei. Die mans kom nou al lekker op. Ek kry maar mense wat kom en mense wat gaan en so aan, maar ek dink regtig die hele klub het uitstekend gegroei. Vir my persoonlik dink ek so. Ja, so uit jou perspektief uit sien jy dat daar is definitief groei. Want kyk, Beslis, ja. ek moet hier sê, veral in Suid-Afrika mense maar sien hoe dat die oorweldigende meerderheid sokker, rugby en cricket ondersteun. So vir so klein sport kan mens in 'n kort tydperk ook 'n oordentlike hoeveelheid groei dalk sien. Dis ons het hierdie jaar ons het verlede jaar 34 spelers gehad en hierdie jaar het ons 46 spelers gehad. So hy groei al klaar. Hy groei beduidend. Die jaar voor dit glo nie ons het 12 spelers gehad. Ons het skaars 'n manspan. Ons het skaars 'n manspan gehad. As ek dit nie mis het nie, daai jaar was daar 'n dame of twee wat ons uitgehelp het by die mans. So dit kan definitief gesien word. Ons gaan net gou vir 'n klein oombliekie 'n rusbreekie vat, net hierna gesels ons verder en dan gaan ons uiteindelik kom by die vrae wat my interesseer. So byt net vas. Het jy my oorbelle gesien? Nee my skat, maar ek het gesien by Dolfie klein begin, gaan ons vir jou al die regte toebehore kry. Skakel Karla gerus op 072 374 995.
of besoek die Facebookblad vir alle bykomstighede. Terug, ons gaan nou 'n bietjie verder aan met ons gesprek ten opsigte van Leidenburg se ringbalklub. Ek en Andries het nou uiteindelik tot die punt gekom van Andries, asseblief, 'n crash course van min of meer hoe speel mens ringbal. Alright, jy het 3 blokke, jy het jou doelblok, middelblok en jou verdedigerblok. 3 spelers per span in 'n blok. Wat jy doen, jy begin hom ook jou afgooi, het jy 2 vlerke wat weerskante van hom staan en dan begin jy hom deur te speel so gou as moontlik na jou doele toe. Doel hom van buite die sirkel, nie soos netbal binne die sirkel nie. Dan het jy ook obstruksie mag jy glad nou nie pleeg nie. Jy mag nie te na aan die speler staan nie. Jy mag jou hande optel voordat hy die bal sy hande verlaat het nie. Wanneer die doel besig is om te doel, dan moet jou verdedigers moet stil staan. Hulle mag nie beweeg nie. Fyn detailtjies wat verskil van die netbal, maar jou idee van die spel is om hom so gou as moontlik by jou doele te kry en dan sodat hulle die doel kan gooi en die punte kan aanteken. Okay, volgende een is Dries. Nou wil ek jou so vra, die liga waaraan Leidenburg nou spesifiek in deelneem, watter spanne neem hulle teen deel en dan hoe lank is hierdie liga min of meer? Alright. Ons is deel van die Laagveld liga. Nou in die Laagveld het ons Nelspruit wat Noembe is. Ons het Barberton, ons het Ngoudwana, ons het Malalaan en ons het Komatipoort. So ons speel 2 wedstryde teen elke een van daai spanne. Een wedstryd speel jy tuis, die ander wedstryd speel jy weg. So met ander woorde, dit gee vir jou plus minus 10 wedstryde wat jy moet gaan speel. Dit gaan oor 'n tydperk van 10 weke. So en in daai tyd is dan nou nog vakansiedae en al daai goed. So jy hardloop amper vir 5 maande lank wat jy ringbal speel. Nou, aan die einde van die jaar is daar, ek neem aan nou, terwyl ons nou hier is die ligas nou op hierdie stadium eers klaar vir die jaar. Of Dis reg. is daar nou nog wedstryde wat gespeel word liga gewys? Nee. Jou liga wedstryde in Junie maand elke jaar het ons die nasionale kampioenskappe. Nou 'n maand voor die nasionale kampioenskappe begin, moet jou ligas klaar wees. So net om hulle genoeg kans te gee om as 'n span te kan saamoefen. Dis reg, dan moet jy jou proewe hou sodat jy jou distrikspanne kan inskryf by jou nasionale kampioenskap. Nou Andries, jy wat self 'n deelnemer is. Jy het ook al van tevore deelgeneem in die Laagveldspan. Wat maak Laagveld anders as Leidenburg? Ek weet hulle daar so klein geruggie dat ek 'n voeltjie hoor fluit het as jy rugby speel. Ek gaan nou baie terugverwys daarna, is dit elke keer 10 sekondes vinniger. So jy begin by Karibeker dan Super Rugby 10 sekondes vinniger. Hoe verskil dit van dorpvlak na Laagveldvlak? Nee, dis 'n baie groot verskil. Dit is soos jy sê, daai 10 sekondes vinniger konsep. Yes, ek stem saam. Daar speel jy teen Gauteng spanne wat regtig dis goeie spanne. Dit is want daar's die verskeidenheid van mense is baie daarso. So daar's regtig, dis goeie spelers. Die kompetisie is baie anderster teenoor die Laagveld vlak en wat dit lekker maak, jy leer weer by daai ouens iets wat jy nie in die Laagveld regtig agterkom nie, leer jy weer daar iets nuuts. En dit maak dit lekker om saam met ander mense in 'n span te speel. Net om die verskillende variasies te kan sien. Die spanwerk te kan sien, die ouens wat saam speel, dit maak dit Nou iets wat my baie opgelet het ten opsigte van ek gaan sê Laagveld of Pumas of jou Laagvelder gedeelte teenoor Gauteng is dat ons nie noodwendig dieselfde hoeveelheid kans kry om saam te oefen as 'n span as wat die Gautengers noodwendig en selfs van die Kaapenaars sou kry nie. So jy sê dis hier weer eens dieselfde prinsip wat weer homself herhaal. Ja, ek sal so sê, die probleem is daarso die ouens is baie nader aan mekaar. So om vir 'n aand gou deur te ry vat jou 10-20 kilos en dan kan jy gou oefen waar dit vir ons moeilik is. Hier moet jy 200 kilos ry of 100 kilos ry Nelspruit toe en 100 terug. So dit maak dit moeilik. Jy kan net Saterdag oefen. Deur die week is dit moeilik. Mense werk laat, veral mans op die myne en goeters. So jy kan nie daarby uitkom nie. Dit maak dit bietjie moeilik. Nou wil ek bietjie gou hoor by julle. Leidenburg nou spesifiek. Wat is die plan van ringbal se kant af? Ek wil sê vir die ontwikkeling of die bevordering van die sport, veral sien hom op skole vlak en die dorp op sigself. Wat is julle as 'n klub se doelwit met die sport vir die loop van 2016-17? Maar hier sal ek julle albei 'n kans gee om te sê wat julle voet van toepassing is. Alright, wat die groot probleem veral in Laagveld is, jou skole in die hele land, veral in Gauteng,
al jou skole het skoolspanne in. En Laagveldse skole wil dit nie doen nie. Hulle het te veel ander buitemuurse sporte. So die skole stel nie regtig belang om ringbal in te bring as nog 'n sport nie. So skole is op hierdie stadium 'n geweldige groot probleem. En tot tyd en wyl die skole nie vir ons samewerking gee nie, gaan junior ringbal in die Laagveld nie op van die grond afkom nie. Nou Andries, nou dat ons gehoor het die skole is een van die doelwitte om die skole soveel as moontlik betrek te kry. Wat sê verby dit, gaan julle ook nog as 'n klub verder julle teiken opstel? Wel, wat ons kan doen, ons nooi altyd almal. Wat lekker is, dit is 'n familiesport. Jy kan jou kinders van so klein af saambring en mans en vrouens kan almal saam speel. Dit maak dit lekker, so ons nooi enige iemand. Kom join die klub. Kom kyk hoe dit is. As jy daarvan hou, sluit aan. Jy en jou vrou en jou kinders, maak nie saakie. Speel almal saam. Nou jy gee my nou hier uiteindelik die geleentheid vir my groot vraag en dis my strikvraag. Ek het altyd 'n strikvraag. Nou wil ek graag by die manne hoor, nou vir julle daar buite wat ook dalk veral nou in die Lydenburg gemeenskap en dalk van die wyeer Lydenburg gemeenskap graag wil weet, hoe raak mens betrokke? Sê nou maar soos 'n ouetjie soos ek wat nou onlangs van Waarsity af gekom het en nou weer 'n bietjie wil betrokke raak in my dorp. Hoe raak mens betrokke by ringbal in Lydenburg? Kyk, ons adverteer baie in die koerant en so aan. En kan vir hom 3 skakel, kan my skakel, maak nie saak nie. Ons sit dit soveel as moontlik in die koerante juis om mense betrokke te kry. En ja, ek dink om Dries is nogal die een om te skakel en Dries sal nou mooi kan verduidelik, ja. Die ander ding is, as jy baie belangstel, Dinsdae aan 'n donderdag aande sal jy hierdie ligte altyd sien brand. Dan kom jy in, jy stel jou voor en jy sê ek wil speel en dan kom speel jy. So dan julle maar oefen julle nou nog deur die loop nou Ons verder. gaan van die 1 Oktober af gaan ons begin oefen tot en met einde November toe. Desember maand gaan ons almal rus. Dan vroeg in Januarie maand dan begin ons weer speel en dan hardloop ons voluit. As julle kan ek so vra as julle op Facebook is, julle maak gebruik van sosiale media. Uit julle het die klub se eie Facebook bladsy, so mense kan gerus gaan kyk. Die naam van die Facebook bladsy is Lydenburg Ringbal Klub. Lydenburg Ringbal Klub. En dan net so vir oulaas, net laat die mense weet net die nommers wat geskakel kan word indien hulle wil, dis julle eie. Hulle skakel vir julle net om te hoor tye en om in te pas daarmee. Dis reg. Okay. Ek wil net baie dankie sê van Rooibaard Sport se kant af dat ons vanaand saam met julle onderhoud kon gedoen het. Ek hoop van ons kant af dat julle omdat die liga gaan nou verby sal ons maar lank sê voorspoed vir die liga wat kom. Ek hoop dat julle die liga met alle mag en mening kan oortref dat die res van die liga nie gaan weet wat kom van Lydenburg se kant af nie. Baie dankie. Wel, ek kan eerlik vir jou sê die ander klubs weet wat wag vir hulle. So hulle moet net wag en sien. Dis eintlik een van daai. Hulle moet maar net wag laat ons uitslaan dan dis al. So ja, daar het julle dit van Lydenburg se Ringbal Klub af. Bly ingeskakel op ons YouTube channel. Van daar af verder gaan daar 'n paar interessanthede gebeur, maar ek gaan nie te veel weggee nie. So ek hoop jy het 'n verruklike week verder.